Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Johannes 14, vers 25 tot 27. Kom ons lees saam. Ek sê dit nou al lank vir julle, terwyl ek nog by julle is. En wanneer die raadgewer, die Heilige Gees kom wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle in alle opsigte onderrig en julle ook herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Ek laat vir julle vrede na. My vrede deel ek met julle. Ek gee nie soos die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld of beangs word nie. Iemand het eendag gesê, daar's net 'n handjievol raadgewers in jou lewe, as dit so baie is. Mense wat jy by sit, het sy dit 'n ouer, 'n vriend, 'n mentor, 'n afrigter of dalk 'n geestelike begeleier is. En hulle kom ook net so nou en dan verby in jou lewe. As jy na daardie persone gaan met jou lewe, uitdagings, dalk net vra, bring hulle wysheid na die tafel toe. Raad wat jou net daai vrede gee. Daai vrede dat alles gaan oukei wees. Daai vrede wat jou laat sê, ek wens ek het dit lankal so gesien, of ek het dit lankal al so gedoen. Dink jy het een van daardie persone elke dag, dink vir jouself, jy het een van daardie persone elke dag om saam met jou te reis en saam met na elke besluit van jou lewe te kyk. Hoe sou dit gelyk het? Byvoorbeeld 'n wiskunde tutor. Ek dink in 'n wiskunde tutor wat nou by een van my kinders kom sit, een keer 'n week. Dink vir jouself, as daai wiskunde onderwyser of tutor saam met jou in die wiskunde lokaal moet gesit het. Hoe sou dit wees? Dit sou wonderlik wees. Jesus sê, ek stuur vir julle so 'n raadgewer. 'n voltydse metgesel om saam jou deur die lewensreis te gaan. Een wat jou in alle opsigte onderrig. Amplified sê leer, versterk, insig gee. En julle ook herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Een van die groot goed ook in ons lewens is dat ons vergeet. Ons vergeet hoe ons in die verlede goed gedoen het en hoe dit gegaan het en hoe ons daardeur gekom het. Dikwels in die Bybel sê God vir die mense, onthou. Psalmskrywer sê, vergeet nie een van sy weldade nie. Ons vergeet vandag. Hy is saam met jou en is jou hele lewe. Ek gee vir julle iemand wat nie net saam met jou is nie, wat nie net langs jou is nie, maar jou hele lewe is. Elke asem tot jou beskikking. Hy is so naby, hy is eintlik jou asemhaling. En wanneer jy hierdie waarheid besef, dat jy iemand het, 'n raadgewer het wat saam met jou deur hierdie lewe gaan, sal daar vrede oor jou kom. Vrede groter as jou verstand, sê Paulus. Hy sê in Filippense, hy sê in die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes waghou in Christus Jesus. Dis 'n geskenk van vrede. Jesus sê in hierdie gedeelte, ek laat vir julle vrede na. My vrede deel ek met julle. Ek gee nie soos die wêreld gee nie. Ek gee 'n ander vrede, 'n shalom vrede. Shalom is 'n kosbare woord vir die Joodse volk. Dit beteken baie meer as net die afwesigheid van oorlog of nood of seer en swaar kry. Dit beteken nie net vrede nie, soos wat ons in ons sinne in ons konteks dit beskryf nie. Shalom beteken heelheid. Ek gee vir julle my vrede wat heelheid bring. Volledigheid, gesondheid, veiligheid, voorspoed. As hulle sê shalom, sê hulle, mag dit in jou totale mensheid goed gaan. Daar's 'n vreugde en 'n tevredenheid wat saam met hierdie woorde shalom kom. Die wêreld baseer sy vrede op sy hulpbronne, terwyl God sy vrede afhang van verhoudings.
om saam God te wees. Beteken om van God se vrede te geniet. Die wêreld steun op persoonlike vermoë, maar die een wat saam met Jesus loop, steun op geestelike toegeneentheid. Ek lees hierdie woord raak in die laaste week en is 'n woord wat net my so opgewonde maak. Toegeneentheid in Christus. Toegeneentheid is 'n soort liefde of gevoel van liefde wat aangedui word meer as net 'n goedgesindheid of 'n vriendskap. Dis meer, dis 'n intieme saamstap wat heelheid bring. Dis saam die lewe deel. In die wêreld, en as ek sê wêreld, dan sê ek nie ons en hulle nie. Wat ek sê is, ons kan nie van twee bronne put nie. Twee soorte bronne ontvang nie. Van die een bron is vrede iets waarvoor jy hoop of werk. Dis dalk 'n duim vashou idee. Maar uit die bron waar ons toelaat dat die Heilige Gees ons lei, is vrede, God se wonderlike geskenk wat hy vir ons gee. En dit ontvang ons deur ons geloof in hom. Ons geniet hierdie vrede wanneer daar 'n afwesigheid van moeilik ons ervaar nie net hierdie vrede wanneer daar 'n afwesigheid van moeilikheid is nie. Ons geniet hierdie vrede ten spyte van beproewings, van weer die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat ons vertroos, bemoedig, lei, raad gee en vrede bring. Die Gees van God lei ons, leer ons, stap langs ons, is in ons. Hy onderrig ons en herinner ons dat hy saam met ons is, dat hy saam met ons hierdie lewe doen. Kom ons hou vas daaraan en bid saam. Hemelse Vader, soos wat ons vandag saam is, loof ons U vir die voorreg om die Heilige Gees elke sekond in ons lewens met ons te hê. Dat hy ons help, ons onderrig, ons leer, ons insig gee, maar ons ook herinner van dit wat U ons vir ons sê, maar ook dit wat U vir ons as beloftes gee vir ons lewe. So dankie daarvoor en ons bid dit in Jesus naam. Amen.